onveranderlike, ewige God. Aan die Here bring ons die lof, die eer, die aanbidding. En vanmôre kinderlik, kom vra ek, dat die woestyntyd by u kinders verbykom. Ons soek weer wonderwerke. Ons soek weer uitstorting van die Heilige Gees. Ons soek goddelike deurbrake. Vader, maar dis asof die hemel gesluit is. Dis 'n realiteit. Vanmôre vra ons, skeer die sluise. Laat die reën van God se heerlikheid neerreën op die kinders. Ja, Here, die woord sê baie duidelik dat duisternis het oor die aarde gekom, maar die heerlikheid van God breek altyd deur. Ons het u nodig, ons het 'n ontmoeting met u weer nodig. Ons het nodig dat u self weer aan ons sal openbaar, Here. Dat die heerlikheid van God sal manifesteer. En ons vra dit in totale afhanklikheid vanmôre. We can't make it to fake it. U doen die werk. Ons pleit daarvoor in die goddelike naam van Jesus. Vader, en ons dank U daarvoor. Amen. Glory. Glory. Baie interessante tye waarin ons lewe. En die geboortepyne word al hoe sterker. En dit maak ons opgewonde. Om te weet, God se woord is altyd die waarheid. Vandag kort hier en daar gou iets net vir julle noem. Ons sien in Ethiopië en by die Malajas, die laaste 24 uur was daar 7 groot aardbewings. Die plate van die Pacific Ocean is besig om te breek. Skriftuurlik, alles is totaal skriftuurlik besig. Dit gaan groot tsunamies tot gevolg hê. Die grootste ding waaroor ek wil praat is die breinbeheer. Elon Musk het in 'n onderhoud gesê, ons gaan liewer minder wil doen, laat die robotte meer kan doen. Maar dit is nie die fisiese robot nie, dit is die chip. Jou brein gaan lui word, jou brein gaan so gestel word dat jy gaan ook nie meer wil groente plant in jou tuin nie, jy gaan dit laat doen. Daar so 'n lui gees besig om oor die wêreld te kom, maar onthou, dit is deel van die misleiding. Alright, so die AI ding is besig ongelooflik veld te wen. Amerika was donderdag aand het hulle gesê dat hulle gaan hierdie ding druk dat die wêreld beheer kan word deur AI. Nou, ek dink die meeste van ons mense word al beheer sonder hulle dit agterkom. Ons het lui geword, ouens, maar daar's 'n ding wat ingaan kom waarmee hulle besig is, hulle skep 'n ding wat in jou stelsel kan inkom dat jy net bietjie 20% van jou kapasiteit kan gebruik. Die res gaan ons oorlaat vir hierdie vreeslike slim masjiene. Alright, so die beast system is hier, dit is donderdag aand is dit verklaar op televisie. Die Trump administrasie is daar. Hulle is besig met dit. Elon Musk het donderdag aangemeld weer by die Withuis, so hy's terug. Hulle het gesê hy's kwaad vir Trump en nou is hy terug. Moenie val vir hierdie grappies nie. Dis 'n klomp dinge wat die mens maar net gemaklik maak. Dan 70,000 Sudanese wat in Minnesota in Amerika sit, baie interessant. Hulle is daar as vlugtelinge, soos in Suid-Afrika sit ons met miljoene, en die governor van Minnesota, onder sy neus het hulle biljoene geld gesteel, wat hulle deurgee na Sudan toe, waar hulle
ISIS besig is om ISIS te bewapen. En ons dink, hierdie land is in 'n toestand. So, daar onder hulle neuse gebeur hierdie grootste bedrog. Alright, ek dink ek is amper klaar. Thailand, Indië, Indonesië, die grootste vloede. Dis omtrent die belangrikste goed. Die belangrike wat ons kan dophou is hierdie 4 spiewende berg hierbo in Ethiopië. En daar by die Himalayas, hulle praat van 45.000 voet gaan die wolke op. Hy beïnvloed en belemmer die lig tot in Indië. So, hierdie is tekens van die tye. Okay. So ons is besig om in geboortepyne in te gaan en ek wil vanmôre gou met jou praat oor bravade. Wie se bravade het jy vanmôre? Jy sien ons kan redelik vol bravade wees. Ons kan baie maklike ding sê, is daai prentjie hierso. Jou bravade of God se? Kyk net na die prentjie. Hier staan jy rig, daar staan die gees en daar staan die vyand. Matteus hoofstuk 10, sê vers 16 en 17. Ek sê, kyk, Jesus praat. Ek stuur julle so skape onder die wolwe in. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. Okay, so ons is onder die wolwe ingestuur. As ons kyk wat gebeur, as ons kyk al hierdie dinge van Hamas, as ons kyk hoe hulle nou Kersfees uitbuit, hoe hulle op die pleine gaan, waar die groot kersbome staan, waar die ouens nou die Kersfeeling wil gaan kry, so by the way net vir die sê, ouens, hier kom ons in een van die gevaarlikste maande vir die kinders van die Here. Ons gaan blend, en ons gaan chill, en ons, wat is nog terme wat die jongens gebruik? Dis mos nou net jong mense, is julle nou oud vanmôre. Chill, man, ons gaan chill. Ons gaan met die flow. Alright. Desember maand is 'n baie gevaarlike maand, onthou, daar's 2 goed wat vir my uitstaan. Ons gaan in 'n maand van 'n vakansiemode, meeste besighede maak toe. Moet jy net nie toemaak nie. Asseblief. Jy moet nog steeds jou bordjie op hê, no fishing, vir die duiwel. Alright. Onthou wat doen die moslems op hierdie stadium? Ons is die swakkelinge, want die kinders van die Here hou Kersfees. Dink geestelik aan hierdie ding. Ons vier die Jesus wat in 'n krib gekom het. As dit nie so is nie, hoekom het jy nog 'n kersboom in jou huis? En hoekom hang daar goud en silwer balletjies aan jou huis? En hoekom vier jy dit? So wat sê die moslem? Hulle sê die Christene is swak. En ons is. Ons is die ouens wat die wêreld moet verander. Hulle is besig om die wêreld in 'n ramp te vat. Right. En hulle gaan nie ophou nie. Alright, so, hy sê, maar, hoor wat sê hy, maar pas op vir die mense, want hulle sal jou oorlewer aan regbanke, en in hulle sinagoge sal hulle julle geesel. Pas op vir die mense, is besig om te gebeur oor die hele wêreld. Ons het hofsaake, daar's moeilikheid oor die hele wêreld, almal beklei nou, vir hulle geloof. Alright. So Jesus het vir ons gesê, pas op vir wie? Vir die mense, vir die Judasse. Hulle sit in die kerke, sit saam met jou, hulle sit om jou. Pas op vir die mense. Alright, so ek wil iets uitlig. God wil en kan alleen deur sy Heilige Gees vanmôre vir jou, vir my, selfvertroue gee. Want ons het dit nie meer nie. Kerels, ons is bang. Dis asof ons submit onder die gees van hierdie wêreld. En hierdie selfvertroue moet ons baie mooi pas op. Jou bravade is nie jou selfvertroue nie. Jou bravade kom van God af. So ek het 'n onuitputlike bron. Ek is uitverkoop in vertroue in God. Nie in myself nie, maar weet jy wat, om dit te kan verklaar, moet jy selfvertroue hê. Jy's nie 'n wimp nie.
Ons is nie muisies wat hier rondhardloop. Ons hardloop nie in hierdie wêreld sê, hoe skies laat ek lewe nie. Nee, ons is meer as oorwinnaars. Alright? So, God gee nie net 'n lys van take wat ons moet gaan doen nie. Nee, hy gee vir ons leiding deur die Heilige Gees. Hoor wat hy sê, om jou en my grootste doel te bereik. Het jy al jou doel bereik? Wanneer wil ons? Ons wil dit bereik as Jesus teruggekom het. Wat beteken dit? Niks. Niks. As jy op 'n roubord afkom en die roubord's groen, jaag jy deur. As ja, daar's dom ouens ook. Ja, hulle jaag deur 'n groen roubord. As jy verragtig nog nie geleer het deur 'n groen roubord, ry jy nie. Jy stop voor jy ry. Ons sien hoe mense van die pad uit die lewe uitgejaag word oor 'n groen roubord, dan kom daai clown van die rooi roubord en hy ry bo oor hom. Weet julle wat is ons probleem geestelik? Ons dink ons hoor God se stem. En dan dink ons is die groen lig en dan hardloop ons, maar jy het nie by God gehoor nie. Ouens, ons is in 'n gevaarlike tyd. Ons is in 'n baie gevaarlike tyd. Alraai. 2 foute wat predikers maak. Ek moet maar die predikers uitsonder. Ek hoop van hulle kry dit. Van hulle maak te veel hiermee foute. Hulle fokus op wonderwerke. Gaan kyk bietjie op YouTube, gaan kyk bietjie die groot ouens. Ons gaan vir wonderwerke bid. En ons gaan bid vir hierdie. En omtrou Benny en hulle het ouens betaal om te val en in te kom met 'n plastiek been uit te loop met 'n ander been en feite is nie poefies wat ek julle vertel nie. Nou weet jy wat gebeur? Ons is nou in 'n era. Ek het hierdie week met verskeie ouens hieroor gepraat. Gisteraand 'n baie goeie vriend van Hartbeespoort by my so onverwags hier aangekom. En ons het presies dieselfde ding gepraat. Toe vra hy vir my, hy sê, Eben, hoekom sien ons nie meer wonderwerke nie? So daai is die vraag wat ons moet vra. Nou die ouens wat so gefokus op 'n wonderwerk, jy nou vir ouens bid en ons wonderwerke, great. Praat gou met my, Toby, praat julle met my. Die wonderwerke word al hoe minder. Dis die gees van die tyd, ouens. Dis regtig so. Nou 'n ou wat fokus net op wonderwerke gaan uitbrand. Hy gaan uitbrand want hy gaan sien, o magties, die Here antwoord nie meer nie. Wat gebeur dan? Jou reputasie. Jy sien, waar is dit nou? Die reputasie is verkeerd, die fokus is verkeerd. Dis nie jy nie, dis God. God wat altyd alles doen. Die tweede gevaar wat ouens doen, is hulle praat net van hierdie ongelooflike wysheid om mense te beïndruk. Jo, weet jy, ek het hierdie groot woord by die Here gekry en al wat hulle doen is hulle gee die openbarings sonder die deurbraak. Want hy kan vir jou die openbaring gee, maar hy kan nie vir jou die oplossing gee nie. Hy kan jou nie begelei nie, hy kan nie jou bid deurbring tot jy jou wonderwerk gekry het nie. En hierdie ouens sal gewoonlik opdroog, met ander woorde 'n fontein wat nie meer water het nie. En dan op 'n dag begin hulle rondhardloop en soek hulle preke, want hulle hoor nie meer by God nie. So, genade alleen van God sal veroorsaak dat wonderwerke en wysheid sal kom in God se seisoen. Ek wil 'n voorbeeld gebruik. Gistermôre toe ek gaan sit om af te sonder, toe sê ek, Here, ek is nogal benoud. Ek het nog nie 'n woord nie. En ek kan hier by Dinsdag al begin paniek. Dis regtig so, my hele lewe. As ek so by Dinsdag darm iets, ek het nie my preek nie, maar ek kry 'n boodskap en weet ek hieroor gaan ek praat. Maar ja, hierdie week. En dis nie wat God stil was nie, ons is te besig. Ons is te besig. Ouens, ons is te besig. Gistermôre toe ek gaan sit en ek hoor hierdie lekker klomp kinders wat so lawaai agter by die Sondagskool en ek dink, waar gaan ek afsonder vanmôre? Dan sit ek maar in die saal. Wat toe ek sit, gee die Here vir my woord en ek gaan julle gou daartoe vat, Nehemia 2. Hy sê in die maand van Nisan
van die 20ste jaar van koning Artasta, toe daar wyn voor hom was, het ek die wyn opgehef en aan die koning gegee. Wil net gou daar stop. Wat is die simbool van wyn? Blydskap. Die slimste op aarde het geskryf. Salomo het gesê, drink 'n bietjie wyn. Nie vir jou maag nie, ek praat nie van Paulus nie, ek praat van Salomo. Om jou gees op te tel. Ok, ek promote nie wyn nie. Kry die openbaring wat ek gekry het. Gister. Ok. Hy sê ek het die wyn opgehef en aan die koning gegee. Met ander woorde, ek het blydskap aan die koning gegee, ek het vir hom wyn gegee. As ek en jy hier by mekaar kom, is ons besig om God te verheerlik en dan gee ons aan God blydskap. Het jy? Dit het vanmôre gegee. Maar kyk wat sê hy. En omdat ek nooit voor hom bedroef was nie. Was jy al voor God bedroef? Baie. Maar hy sê ek was nog nooit voor die koning nie, want dit ontstel die koning. Dit ontstel God as jy bedroef is. Dit ontstel hom as jy nie kan deurbreek nie. Dit ontstel hom as jy nie in jou blydskap kan kom nie. Want ons is veronderstel om in te loop met 'n loflied. En om sy naam groot te maak. En dis wat hom bly maak. Maar hier's 'n paar lesse te leer. Hy sê het die koning my gevra, waarom is jou aangesig so bedroef? Jy's tog nie siek nie. Dis niks anders as hartseer nie. Kyk wat sê die profeet. Ek het bevrees geword. Want hier's 'n God wat my sien. Hier's 'n God wat my ken. Hier's 'n God wat alles van my weet. En hier's 'n koning wat ontsteld is dat hierdie ou hartseer is. God is vanmôre ontsteld as die duiwel jou beet kry. Hy is ontsteld as jy gaan toelaat dat die duiwel by jou bly steel. Jy kan nie gaan sit en sê, kry my jammer nie. Nee, dit ontstel God. Want God wil hê ons moet kom by daai plek van lofprysing. Maar jy kan nie net inloop as daar nog hartseer is nie. Alright? En ek het baie bevrees geword en ek het aan die koning gesê, mag die koning ewig lewe, waarom sou my aangesig nie bedroef wees nie? Terwyl tog die stad waar my vader begrawe is, woes lê en sy poorte deur vuur verteer is. Hoekom is kind van God se gesig vanmôre hartseer? Omdat jy dalk nie genoeg geld in jou bankrekening het nie. Jy is selfsugtig. Omdat jy bang is vir die dag van môre, jy is selfsugtig, want jy onthou nie die beloftes nie. Maar weet julle wat, hierdie profeet het die hart wat vanmôre my gebed is, julle elkeen sal kry. Sien julle die toestand van hierdie wêreld? Dis hoekom jou hart bedroef moet wees. My God, ons is besig om op 'n ramp af te stuur. Ons kinders is klaar getaak deur AI. Klaar, vergeet dit. Hulle het hulle. Jy sien, jy moet 'n las begin kry vir wat in hierdie wêreld aan die gang is. Ek kan nie happy go lucky deur hierdie lewe gaan nie. Ek kan nie. Vir my persoonlik is dit onmoontlik. Want ek kry elke dag met mense te doen wat net seer en stikkend en wat verlore is. Was jong manne hierdie maand, hierdie laaste 2 dae by my jong manne. Die verhale. Dis skrikwekkend ouens. Weet julle wat, so ons nie vir hulle gaan daar wees en vir hulle gaan help en hulle gaan begelei en vir hulle bid en hulle ophef nie, kan ek nie blydskap hê nie. Want weet jy wat, ek kan nie voor God gaan staan met 'n bakkies wat, en ek weet ek het nie my werk gedoen nie. Hy gaan vir my sê, moenie vir my sê Here, Here nie, want ek ken jou nie. Daarop vra die koning my, wat is jou begeerte? Ouens, wat is ons begeerte? Regtig, wat begeer ons?
Ek begeer siele. Ek begeer dat mense sal loskom. Ek begeer niks wat hierdie wêreld het, want hy het niks. God gaan dit alles verbrand. Nou vra hy, wat is jou begeerte? Hy sê, hoor nou, kyk waar gaan hy heen. En ek het tot die God van die hemel gebid. So hy het eers gebid en toe met die koning gaan praat. Right. En aan die koning gesê, as die koning dit goed vind en as u dienaar welgevallig is in u oë, stuur my dan. Wanneer laas het jy die Here gevra om jou te stuur? Wat was die grootste opdrag toe Jesus weggegaan het? Gemaak disippels. Ons wil nie. Ons wil nie. Is te lekker om in die huis te sit. Is te lekker om op jou gemakstoel te sit. Is te lekker om 'n TV game te kyk of te jol. Is te lekker om 'n movies te sit en kyk. Is te lekker om alles te gaan doen. Maar moet my net nie stuur om die werk te gaan doen nie. Dis die pastoor se werk, hy kry dan salaris. Stuur my na Juda, na die stad waar my vader begrawe lê, dat ek dit kan opbou. Toe vra die koning my, terwyl die koning langs hom sit, hoe lank sal jou reis duur? Wanneer sal jy terugkom? En die koning het dit goed gevind om my te stuur, en ek het hom 'n bepaalde tyd aangegee. Hoe lank gaan jou reis op hierdie aarde wees? Ons weet nie. Maar hoe leef jy hom? Al klaande, al ontwykende, gaan kruip jy liewer weg, as daar 'n geleentheid kom, as daar iemand met nood kom, ek sal die kerk vra om te help. My hel, ou, druk bietjie jou hand in jou sak, en vat bietjie 'n 10 rand, en koop vir hom 'n brood. Ok, 20 rand, broodjie met 10 rand. Maar weet jy hoeveel mense in ons kerk kom vra die kerk vir kos vir mense? Dit is swak. Ja, maar die kerk veronderstel om kos te hê. Het jy al 'n bydrae gegee dat die kerk kos het? Ek vra maar vra. Ek sien dit is baie maklik om die verantwoordelikheid af te skuif en goed te lyk. Goed te lyk. So, as u dit goed vind om my te stuur, en ek het vir hom 'n bepaalde tyd gegee. Christus gee vir ons 'n tyd. Hy gee ons 'n timeline. Ek kom terug. En hy vra, waarmee gaan ek jou besig kry? En aan die koning gesê, as die koning dit goed vind, kan hulle vir my briewe saamgee aan die goewerneurs van die Eufraat, dat hulle my kan laat deurtrek totdat ek in Juda kom. Briewe, ons het daar die brief gekry. Jy het hom in jou hand. Jy sien jou Bybel versamel soveel stof, want jou Bybel het gereplace geword met jou selfoon, want die Bybel is op die app. En tussen die apps deur wat jy hier lees, kom die advertensies ook nog in. En nou gaan jy wel, is Black Friday, hier is alweer 'n groot skol. Hier is dan tot pastore wat Black Friday sales het, ouens. Wat van die woord van God 'n Black Friday maak. Ok, en 'n brief aan Asaf, opsigter van die park van die koning, en hy het my hout gelewer om poorte van die vesting wat die tempel behoort, met balke uit te lê vir die muur van die stad, vir die huis waar ek sal intrek, en die koning het my dit toegestaan volgens die goeie hand, hoor wat sê hy, die goeie hand van God oor my. Met ander woorde, God sê ek stuur julle, en my goeie hand is oor julle. Maar ons wil nog hierdie werk doen. Hulle kan my hel toe gaan, ek worry nie. Hierdie ouens sê om my kan my hel toe gaan. Ouens sê dit dalk nie, maar jy leef dit. Ons voel net niks meer nie. Dis nou almal so, ons is so gefokus op onsself. Weet julle wat? Die hele wêreld soek na 'n leier. En hulle kry hom in hulle regerings. Hulle kry hulle leiers. Maar hulle is almal misleiers. Nie miskryers, nie misleiers. Daar is miskryers ook van hulle. En die wêreld is besig om gereed te maak vir die leier, die anti-kris. Dit is baie naby. Dit is baie naby. Ek beloof julle, julle kyk na die tekens, vers 10.
Hier kom die moeilikheid. Maar toe Sanballat, die Joroniet en Tobia, die Ammonitiese knegt, hoor dat iemand gekom het om vir die kinders van God iets goeds te soek, was hulle baie ontstemd. Dit moet met my goed gaan, maar nie met jou nie. En onthou, die Judasse sit die kerke vol. Reg oor die wêreld. Hulle is ontstem. Want weet julle wat gebeur nou? Nou wil hulle hierdie muur herbou, hulle wil herstel, hulle wil siele inbring, maar hulle wil dit nie so hê nie, want hulle wil die eer hê. Dit gaan oor hulle. Right, die volgende vers. Hoofstuk 2:16. Maar die leiers het nie geweet waar ek heen gegaan het nie en wat ek doen nie, want ek het tot nog toe die Jode en die priesters en die edeles en die leiers en die ander wat die werk moes doen, niks te kenne gegee nie. Hierdie is 'n groot les. As God vir jou opdrag gee, jy moet vir iemand 'n bord kos gaan gee. Moenie vir die hele kerk om vertel, ek gaan vir iemand 'n bord kos gee. Jou loon is klaar weg. God sê so. Give to the givers, het geen loon by God nie. Klaar. Alright, so nou sê hy, baie sterk hierdie. Ouens, ons is so gemaklik om te wil spog oor wat ons doen. God sê, klaar jou loon weg. Die hand moet nie weet wat die een doen nie. Glad nie. Het jy het al 'n bietjie getoets? Jy al vir iemand iets gee? Dan sit ek hier die hand in die sak en gee ek vir jou so iets. Dan sê ek, jy check nie hierdie ding uit nie hoor. Doen dit grappenswys, ouens, maar ek doen dit vir myself. Daarop sê ek vir hulle, julle sien die nood waar ons in is, dat Jerusalem woes lê, sy poorte met vuur verbrand is. Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, laat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. Ouens, sien ons die toestand? Sien ons die toestand van ons land? Sien ons die armoede? Sien ons as 'n wit meisie hier, net hierbo, het 'n borrelstoer uitstap, by die winkel se hoek, gemeenskap met 'n swart het, dat sy net nog bietjie geld kan kry, vir nog 'n dop. Dan sê ons, neem my magdag. Sien ons kinders? Sien ons die kind wat nou die dag 3 jaar oud, geforseer word om 'n kort bier te drink? Dis op die nuus. Sien ons die goed? Sien ons hoe lyk ons land? Sien ons hoe verval alles? Was nie my saak nie, is die munisipaliteit se skuld. Dis ons skuld. Die kerk moet leiding gee nog altyd hierdie eeue. Die kerk het nie. Die kerk het geval. Alright? En ek vertel hulle van die hand van my God wat goed was oor my. Hier kom sy getuienis. Weet jy wat, as jy skaam is om iets te doen, jou grootste, sterkste getuie, wat jy vir enige mens kan vertel, is jou persoonlike getuie. Hoe goed was God vir my? Wat het die Here vir my gedoen? Geen mens kan met jou stry, as jy vertel hoe jy tot bekering gekom het. Jy kan nie. Wat gebeur? Die oomblik as jy dit doen, skep hulle moed. Dan sê hulle, wel as God dit vir hom doen, kan dit vir my ook doen. God kan dit dan vir enige iemand doen. Maar ons is silent partners in hierdie hele ding met God saam. En ook van die woorde van die koning wat hy gesê het, en hulle sê, ons sal ons klaarmaak en bou. En hulle het hulle hande sterk gemaak vir die goeie werk. Tyd laat ons hande vat, tyd laat ons hande sterk maak. Tyd laat ons van die slapheid ontslaa raak. Maar toe Sanballat en die Joroniet en Tobia, die Ammonitiese knegt en Gesem die Arabier, hier is ons alweer by daai snaakse lot, dit hoor, het hulle ons bespot en ons verag en gesê, wat is dit vir 'n ding wat julle doen? Wil julle teen die koning rebelleer? So, teen wie rebelleer ons nou, as ons opstaan vir die evangelie? Teen Ramaphosa. Die hele wêreld doen dit. Frankryk is in 'n opstand oor hierdie goed, Duitsland is in 'n opstand, Engeland is in 'n opstand, hulle sê, ons sal die Here Jesus aanbid. Wie is hulle leiers? Wie is hulle burgemeesters? Moslems. Wie is ons leiers? Christene. Het ons Christenleiers hier? Nee. Tyd dat ons opstaan.
Tyd dat ons uitstaan vir die koning. Toe antwoord ek hulle en sê vir hulle, die God van die hemel, hy sal ons dit laat geluk, en ons sy knegte sal ons klaarmaak en bou, maar julle het geen deel of reg, of selfs 'n gedagtenis in hierdie goed nie. So wat God gaan doen, God sal ons die geluk gee, God sal ons die guns gee, God sal vir ons die voorspoed gee, ons sal hierdie werk doen, maar julle gaan nie deel in die heerlikheid, wat God alleen kry, uit hierdie hele ding uit nie. Goed, dan my volgende verse, julle hardloop so mooi daarby, ek weet nou nie eens meer waar trek ek nie, so help my. Dankie, ons is nou by Nehemia 4, nou, Nehemia 3 is baie sterk, gaan lees dit gerus, hy sê, en hy noem hulle by die name, stuk, het manne opgestaan, het manne begin by mekaar kom, het hulle begin, hulle het hierdie gedeelte gedoen, die volgende huis het hierdie gedeelte gedoen. Ek wil vanmôre vir julle sê, ek dink is te laat vir ons om iets te wil doen. Dis my benoudheid. God raak Ise grimmig en hy gaan sê, vat die kerk uit die pad uit, want hulle doen nie hulle werk nie, laat ek nou kan doen wat ek moet doen. Laat sy toorn op hierdie aarde kan kom. Maar onthou, as jy nie in sy wil is nie, gaan jy nie saam nie. Jy gaan deel van die toorn van God ervaar. Alright, maar toe Sanballat hoor dat ons die muur bou, het hy kwaad geword en hom baie geërg en hy het met die Jode gespot. En voor sy broers en die leers van Samaria gespreek en gesê, wat maak die magtelose Jode? Sal 'n mens hulle laat begaan? Sal hulle offer? Sal hulle dit vandag nog voltooi? Sal hulle die klip uit die grond oop lewendig maak? Al is dit deur die brand verniel. Wat maak jy, kind van God? Wat is die getuienis wat ek en jy het? Hoe kyk die opponent, die vyand na jou en na my? Ek sê vir julle vanmôre, die moslems het 'n baie groot haatuitspraak teen die kinders van die Here, want ons is slap. Hulle sien ons as swakkelinge. En hulle is besig om oor die hele wêreld te kom. Onthou, hulle koning is nie Jesus nie, maar hy is definitief nie meer in 'n krippie nie. Die God wat hulle dien, is 'n vegter. Die God wat ek en jy dien, is 'n bobaasvegter. Maar jy wil hom nie so sien nie. He's a mighty warrior God, wie ek dien. En hy beklei vir die regverdigheid van alles. Hy sê in Tobia, die volgende vers, die Ammoniet het langs hom gestaan en gesê, wat hulle ook al bou, as hy jakkals daarteen opspring, sal hulle klipmuur omgooi. Jy sien, ons het altyd ons Judasse, wat sê, ag, wat probeer julle tog nou doen? Ons, dit gaan nie werk nie. Jy het altyd the naysayers. Hoor, met wie praat hy nou? Onse God, dat ons 'n veragting geword het, en bring hulle smaad op hulle hoof terug, gee hulle oor aan plundering in 'n land van gevangenskap. En hoor wat sê hy, en dek hulle ongeregtigheid nie toe nie, en laat hulle sonde nie uitgedelg word voor die aangesig nie, want hulle het u geterg teenoor die bouers. Ons is besig, veronderstel, om kerke te bou. En ons is geterg en ons is getart. Het die vyand 'n reg teen jou? Het hy 'n aanklag teen jou? Bring jy jou kant? Doen jy wat jy moet doen? Maar ons het die mure opgebou en die hele mure is tot op sy helfte herstel en die volk was met hulle hart, ouens, met hulle hart in die werk. Maar is nou Kersfees, nou is dit Kersfeestyd, dis chilltyd. Ons gaan nou afskaal. Pas op. As jy nou afskaal, het die duiwel vir jou. Hy gaan vir jou kry, weet jy wat doen jy? Jou wapenrusting, gaan jy so 'n bietjie bære. En jy het moeilikheid. Jy het groot moeilikheid. Maar, toe Sanballat en Tobia en die Arabiere en die Ammoniete en die Asdodiete, ek dink soos nogal weer, soos vandag die meerderheid, hoor dat die verbetering in die mure van Jerusalem vorder, dat die skeure begin toeraak, het hulle baie kwaad geword. Geestelik kyk na hierdie ding,
Die moslems koop die kerke uit, die kerke maak toe. Corrie Klaasen, Ronnie help my, dis die naam. Corrie Klaasen, wat daai berig geskryf het. Afrikaner, en hy's besig om groot geleerdes saam met hom te kry. Hy skryf die rapport in hierdie koerant en moet al hoe meer hierdie goed uitbring. Ons Afrikaners is gebreinspoel deur die godsdiens wat ons aanhang. En weet jy hoekom sê hulle hierdie goed? Want die wonders en die tekens is nie meer in die kerk. Die kerk het 'n bespotting geword. En hierdie ou sê ek is 'n uitgesproke trotse ateïs. En daar's 'n klomp professore wat saam met hom stem. En dis toe nou ons nalatenskap. Hulle sê die kinderkransliedjies en die aanneming en stem nie met alles die goed saam nie, maar ons grondslag was vals. En hier's weer eens 'n aanval op ons geloof. Wat gaan ons doen? Ja, maar ek het nie die berig gesien nie. Vra my, dan stuur ek hom vir jou. En doen bietjie iets omtrent dit. Alright. En toe hulle almal met mekaar 'n samespering gesmeed om in Jerusalem te gaan veg en daar verwarring te stig. Maar. Verwarring. Wat is verwarring? Is wanneer mense nie kan saam staan nie, is wanneer mense verdeeld is, dan is daar verwarring. Ja, maar ek doen dit, ek is vir daai, ek is vir die, ek is vir hierdie. Jy's besig om die duiwelse speelplek te speel. Jy's 'n totale instrument in sy hand. Maar hy sê ons het tot ons God gebid en om hulle ontwil 'n wag teen hulle uitgesit, dag en nag. Kind van God, tyd dat jy waak soos nog nooit. Tyd dat jy jou wapenrusting opneem. Tyd dat jy staan vir wat jy glo. Dis tyd dat jy praat vir wat jy glo. Dis tyd. Die tyd hardloop uit, ouens. Ons tyd hardloop verskriklik uit. Vers 14. En ek het dit gesien en my opgerig. En aan die edeles en die leiers en die ander mense gesê, julle moenie bang wees vir hulle nie, dink aan die groote en gedigte God, die Here, en veg vir julle broers, veg vir julle kinders, julle seuns, julle dogters, julle vroue, julle huise. Waar's die manne? Jezebel het oorgeneem. Elke land se leier word nou vrouens. Kyk maar hoe hulle instem. En ek het niks teen 'n vrou nie. Dis nie jou plek nie. Jy's nie koning, priester, profeet nie. Jy's nie die hoof nie. Jy's nie die een wat jou man se lewe moet beheer nie. Jy's nie die een wat vir hom moet voorsê nie. Nee meneer, jy moet jou slapheid laat staan en jy moet die rigting gee. En sy's nie jou ousie nie. Bygesê. Hoe harder jy klap, hoe harder luister sy nie. Jy's 'n lafaard as jy dit doen. En toe ons vyande hoor dat dit aan ons bekend geword het en God hulle plan verydel het ons almal teruggegaan na die muur. Wat gedoen? Kersfees gaan nou. Nee, gaan werk. My opdrag vir elkeen van julle, hierdie maand, moet ons werk soos nog nooit. Moenie om hemelsnaam gevang word in hierdie mout nie. Jy gaan moeilikheid kry. Glo my. En van die dag af was die helfte van my mense besig om te werk, die ander helfte die spiese en die skilde en die bo en die panser gehou, terwyl die owerstes agter die hele huis van Juda gestaan het. So die helfte werk, die ander helfte waak. OK. Van die bouers in die muur het die lasteraars hulle werk so gedoen dat hulle met die een hand die werk verrig, terwyl die ander hand die spies vashou. Kyk hoe paraat hierdie ouens. Hulle werk en hulle het die wapens. Met gedurig deur besig met 'n oorlogvoering.
En die bouers het elkeen sy swaard aan sy heupe gegord en gebou, terwyl die basynblaser by my gestaan het. En ek het aan die edeles en die leiers en die ander mense gesê, die werk is groot en uitgerek, en ons is uitmekaar op die muur, die een ver van die ander af. Vers 20. Op die plek waar julle die geluid van die basyn hoor, daar moet julle by ons bymekaar kom. Hier is die antwoord. God sal vir ons stry. Wat moet ons doen? Bid. Ouens, ons gaan moet bid soos nog nooit van tevore nie. En weet julle wat is die moeilikste werk om te doen? Glo my. Dissipline. Maar wat kom saam met die dissipline? Waarmee het ek begin vanmôre? Selfvertroue. As ek in God se teenwoordigheid inkom en ek voel hierdie hordes demone is hier, dan vat ek God se woord en ek dip daai pyle van my in die bloed van Jesus en ek skiet hulle en ek saai verwarring in die vyand se kamp. Dis oorlogvoering. Daar's nie plek vir sissies nie. Daar is nie. Daar's ook nie plek vir leiaards nie. Die Bybel leer vir my baie mooi. As jy nie werk nie, dan eet jy ook nie. So as jy lui is, moenie aanmeld nie. God kan met jou niks doen nie. Ouens, die stryd raak groter. Kom ons leer 'n groot les. Baie vroeg in ons lewens lees ons dit in die Bybel, Genesis 31 vers 40. Jakob, goeie voorbeeld, briljante voorbeeld, skelm, hy het 'n kop gehad vir besigheid hoor. Ek dink hy het baie bribes gevat. Is dit onbekend? Nee. Maar ons doen dit nie meer nie. Maar kyk wat sê hy. Ek was 'n man wat bedags deur die hitte verteer is en snags deur die koue en my slaap het gevlug van my oë. Waarmee was hy besig? Oorlogvoering. Hy was in 'n gebed. Hy sê toe hy die volgende môre wakker word, toe sê hy, God was hier. Ek het dit nie eens besef nie. Wanneer kom God na jou toe? Wanneer gaan hy aan jou verskyn? Wanneer gaan jy daai vrees vir hom begin kry? Dan is jy op 'n goeie plek. Alright? Psalmskrywer sê baie duidelik, hy sê ons gaan sy poorte in met lofsange, met 'n lied in die hart. Onthou waarmee het Nehemia begin. Die koning hulle die wyn voor hom opgehef. As die Here Jesus ons kom haal, en ons is gehoorsaam, en ons het gedoen wat ons moes doen, gaan God glimlag. Daar gaan blydskap op sy gesig wees. Efesiërs 3, vers 16. Dat hy, God aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees, in die innerlike mens. Soek jy rykdom? Daar's dit. Goddelike krag. Heilige Gees, oorvloed. Ons sing, let it rain. Maar net nie by my nie. Val net langs my. Ek is nou nie lus vir hierdie een nie. Nou gaan ek stupid goed doen, ek gaan nie begin dans. Let it rain, Lord. Ja, maar net nie nou nie. Ek het nog planne. Tyd laat ons planne op sy sit. Tyd laat ons begin fokus. Daar is siele wat verlore gaan en daar gaan miljoene verlore. En dit help nie ons praat van wat na ander land aan die gang is. Ek praat wat in jou eie dorp aan die gang is. Daar waar die karre so baie ry en so baie karre ongelukke maak, daar waar die rou word van die dood en van 'n byl. Het jy al gaan nagmaal hou daar? Het jy al die gees van dood gaan bestraf daar? Nee, maar die pastoor moet dit doen. Dit staan nie in my Bybel nie. Stop 'n bietjie daar. Vat bietjie autoriteit oor daai gees van dood. Blykbaar die ou vanmôre hier van die Redanburg afgejaag selfmoord. Vroegoggend. Ek hoop nie een van ons het hom geken nie. Wat weet jy hoe sal ek voel as 'n ou op my watch met selfmoord pleeg? Dan het ek geval.
Maak bietjie 'n verskil. Wat bietjie jou autoriteit. Kry bietjie jou selfvertroue. Gaan vat 'n gebied en eis hom op. Die keuse is ons. En dis presies wat Jesus gedoen het. Dis kom ons nagmaal het vanmôre. Hy is versterk deur die Gees in sy innerlike mens. Hy was benoud, hy het gesê, laat hierdie beker by my verbygaan, nie my wil nie, maar u wil. Ouens, kom ons gebruik vanmôre nagmaal met 'n heilige hart, met 'n heilige vrees, met 'n opregtheid vanmôre, wat ook vir God sê. En ek gaan jou nie uitnooi nie, ek gaan nie vir jou sê, jy moet nou opstaan in 'n belofte, want die pastore het te veel jare die mense belieg en belaai met laste. As jy nou opstaan, moet jy nou dit doen, en dan stap jy die kerk uit, jy doen dit nie, dan is jy eintlik 'n leienaar. Daarom glo ek, ou moet jouself konfronteer met waarheid. So as jy besluit vandag, van hierdie dag af gaan ek 'n verskil maak, is tussen jou en God. Doen dit. God sal jou bekragtig met sy Gees. God sal jou toerus om dit te doen. Kom ons wees doeners. Kom ons hou op tolkers wees. Daar's nêrens in die Bybel lees ek 'n hemel vol tolkers nie. Ek sien almal kry 'n beloning. En wie kry 'n beloning? Die ou wat werk. Jy wat vir 'n salaris werk. Jy kry jou beloning aan die einde van die maand omdat jy gewerk het. Jy nie hard werk nie, fire leeu. En so by the way, jy gaan nou baie werksposte in die volgende paar maande weg. Hulle praat van 300,000. Die nood kom nader. Plaat dit my. Maak my bekommerd. Maar as ek in rep en roer en vrees, nee. My God sal voorsien. Maar wie, hoe kan ek dit sê vanmôre met groot vrymoedigheid? Omdat ek my hele lewe lank glo en saai. En omdat ek saai, sal ek maai. Ek het geen vrees nie. Geen vrees vir die toekoms nie. En al kom daar die grootste hongersnood, God sal sorg. Ek staan op sy woord. En as die hongersnood kom, sal ons weer daai liedjie sing van Habakuk. As daar nie meer skape is nie, nogtans sal ek. Onthou dit. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, dankie. Dankie vir die woord, dankie vir voorbeelde uit die woord. Dankie dat ons manne sien wat 'n passie het vir hulle medemens. Nie net vir 'n stad wat se mure verbrand was deur die Romeine en die Here, nee. Het 'n passie gehad vir sy mense, en ek bid vanmôre dat U hierdie passie in elkeen van ons harte aan die brand sal steek. Dat ons al klaar kry met hierdie petty goed. Hierdie ou sê dit en daai ou sê dit. Ag Here, skud hulle maar 'n bietjie aan hulle voete, stamp hulle koppe, laat hulle klaar kry. Ons het nie meer tyd vir snert nie. Ons is hier om 'n verskil te maak vir die koning van alle konings. Ons is hier omdat daar mense daagliks doodgaan sonder Christus. Vader, dis scary. Dis baie scary. En ek pleit vanmôre dat U Heilige Gees die oortuigingswerk sal doen van hierdie boodskap. U woord sê, ons saai die saad. As ons God toelaat, doen U die werk. Dat elkeen van ons sal toelaat dat U in ons gees sal werk om hierdie passie te kry vir Siede. En ons dankie vir dit. Vader, seën ons nagmaal. Baie groot voorreg vir ons om aan te kan sit aan 'n tafel wat ons net mooi niks aangedoen het nie. U die prys betaal, U het 'n helse prys betaal. U het bloed gesweet dat ons vanmôre die gemak kan hê om aan te sit. Maar ek pleit dat ons gemak vanmôre sal verander in totale ongemak. Dat ons hierdie nagmaalstafel sal gebruik met vrees. Om te weet, dit het die koning van die heelal sy lewe gekos. En ek moet hard werk, want hierdie is nie meer 'n walk in 'n park nie.
Ons moet werk aan ons eie heil met vrees en bewering. En ons moet let, dat ons mense, soos Judas sê, uit die kake van die hel sal uitruk, met geweld as dit moet, Here. En ek dank U vir dit in Jesus se naam. Amen.